Kom ons buig almal ons hoofde en verkeer net vir 'n oomblik aan aanbidding voor die Here terwyl ek vir u gaan voorlees. Luister na hierdie bekende woorde. En ons word herinner aan die liefde van God. 'n Vrou met die naam van Anna Warner, David Maguire en William Bradbury skryf saam aan 'n lied van 1860 tot 1862. En dis die volgende. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Jesus loves me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Jesus loves me still today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide, to wash away my sin, to let his little child come in. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Though he has bled and died for me, I will henceforth live for thee. En Here, so kom dankie sê vir die voorreg om te weet, U is lief vir ons. Die Bybel sê so. Maar vanmôre in hierdie gebou, as ons die liedere gesing het, terwyl die kinders besig is hier langs aan, en hierdie plek wat U vandag vir ons afgesonder het, of jy nou besoekers vanmôre is, of mense wat lanklaas in die kerk was, kom ons by mekaar, en ons bring hulde en eer aan U as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons môre laag buig voor U, ons buig ons geestelike knieë voor U vanmôre en erken dat U die Here is. U is God. U is die Seun en U is die Heilige Gees in ons midde. En ons harte word gevul met respek en dankbaarheid vir die liefde ook vir ons. Amen. Amen. Vriende, met hierdie ou bekende lied en woorde wat diep in ons hart ingaan, wil ek dan vir julle baie welkom sê. Hier saam met ons aan die besoekers wat hier is, kom kuier maar weer, Dominee Johannes een van die jaar terug. Ons moet maar 'n foto iewers van hom opsit. Ons weet nie eens meer hoe lyk hy nie, so lank was sy vakansie gewees. Maar ons verlang verskriklik na hom. Veral omdat hy die prediking doen, ou vir ons dit nie doen nie. So ons is so dankbaar hy is een van die dae weer terug. Ek wil dankie sê vir die mense wat my ondersteun het in die voorbereiding van hierdie boodskap. Aan Dr. Rudy, Dr. Bani en Kenneth en Cassie. En my vrou daar agter wat vir my help met die presentation, sy moet vir my help dat die ding in die gang bly. Sodat ek dan net 'n bietjie koers kan hê. So met die jare vergeet ek maar so 'n paar goed. Ek gaan vanmôre met julle gesels as die Here wil oor die 5 wyse en die 5 dwaase meisies. Interessant, hierdie gelykenis sou nie plaasgevind het as dit nie dwaase meisies was nie. Dit gaan spesiaal vir die dwaase meisies om hulle wakker te kry. Ek sal nou net daar 'n bietjie uitwys. So die proses van 'n huweliksbevestiging onder die Jode, Ou Testament, Nuwe Testament, nog vandag nog onder die Jode en sommige van ons swart bevolkings ook, volg ek maar so 'n proses soos wat dit hier voorgehou word, waar 'n pa van 'n jong seun sal die pa van die dogter gaan ontmoet en hulle twee kom by mekaar en hulle huil saam. Die woordjie huil, ek dink partykeer word daar baie gehuil daar, en hulle trek 'n kontrak op en sê ons is happy met die saak, die twee families kan by mekaar kom en hulle maak die bruidsprys vas. Dis wat dit gaan kos. Ons noem dit in ons taal labola. Baie van ons mense nou nie die voorreg om deur daardie proses te gaan nie, maar dan moet 'n prys betaal word vir die bruid. En dan gaan die pa terug na sy huis toe en die volgende persoon kom besoek is die jong man wat kom en dan ontmoet hy sy bruid. Ons neem aan iewers het hulle mekaar hallo gesê en iewers het hulle invloed gehad in hierdie gedagte van is dalk lief vir mekaar. Dan kom besoek hy haar en dan teken hulle 'n betroudel. Ek weet nie wat die Afrikaans van 'n betroudel is nie. Ek weet nie hoe om dit te spel nie.
Maar dis 'n kontrakkie wat hulle tussen mekaar teken, soos 'n verloving, en daai kontrak is so bindend gewees, dat slegs die dood kan daai kontrak breek, of wanneer die pa van die bruidegom en die bruid dalk saam besluit, ons breek nou hierdie kontrak. So dit is 'n baie bindende ervaring. Kan jy onthou van Maria en Josef? Josef se probleem was, hy was net verloof aan haar gewees, nou het sy swanger geraak, nou het hy 'n probleem, want daar's 'n verhouding. En dan gaan hy weg, en dan gaan bou hy 'n huis. Hy gaan berei 'n plek vir hulle voor. 'n Mooi ou plekkie iewers daar by die see, of waar ook al. En dan moet die bruid wag. Sy moet haarself rein hou, sy moet haarself afsonder, sy kan nie meng met ander mans nie, sy behoort nou aan hierdie man. There's someone speaking for her. Jy weet, daar's nou verantwoordelikheid, sy moet nou self ons nou netjies hou nou. Sy kan nie met ander ouetjies gesels ensovoorts nie. En dan wag hy vir hom. Wag sy nou vir hom om terug te kom, die bruidegom haar te kom haal. Sy weet nie wanneer kom hy nie. Ek het baie keer die jare wees, kan jy dink vir 'n jaar lank wag hy vir 'n man om te kom. Hy moet mos nou hastig wees man, hy moet ons nou trou. Maar sy moet vir hom wag, en sy moet glo aan die kontrak, glo aan sy woord, glo aan sy liefde, dat hy gaan terugkom. Natuurlik dan kom hy terug, en dan is dit nou 'n groot jolijt, 2 feeste wat gevier word, fees vir almal in die dorpie, maar 'n baie spesiale fees waar deure toegemaak word, en dit is spesiaal net vir die genooide gaste. Almal word genooi. In die lig van hierdie kort agtergrond wil ek dan nou graag aan die geskrifgedeelte aan julle voor. Matteus 25, jy kan die Bybels oop daarby, en ons lees saam dan vanaf vers 1. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om in die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig, interessant, hy begin by die onverstandig, en 5 verstandig. Die onverstandiges het lampies gevat, maar nie ekstra olie met hulle saam gevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie inhouers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies, almal van hulle staan op, maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle. En gaan liewer winkel toe en gaan koop vir julle olie. 12 uur die nag is 'n lastige tyd om te gaan soek vir olie. En terwyl die onverstandiges aan olie gaan koop het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en dan baie tragies, die deur is gesluit. Later kom die meisies ook daar aan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag die uur en uur dit sal gebeur nie. Tot sover die baie bekende gedeelte uit die woord van die Here, en mag die Here dit seën in ons harte. Hierdie is die woorde van die Here Jesus Christus self. En ek kan nie vir julle verduidelik die benoudheid in my hart, dat ek iets vanmôre vir julle gaan sê wat nie waar is nie. Nie wat in die hart van Jesus was nie. Ek het met hom Cassie gesels Woensdag, en toe maak die Here my hart oop vir nog iets wat ek ten slotte met julle gaan hanteer, oor hoe Jesus moes gevoel het op daai oomblik toe hy hierdie gelykenis vertel het. Hoofstuk 26 net hierna, om net die agtergrond te skets in die konteks, as ek gou die tafel dek, net hierna word die dood van Here Jesus in 'n komplot saamgevat. Judas hom verraai. Hy sê vir Petrus, jy gaan my verloon. Hierdie hoofstuk 26 eindig waar Petrus vir Jesus verloon. Direk na 25, nadat hy nou gesels het met hulle oor hierdie laaste keer wat hy geleentheid het om gesels met sy mense, breek die donker ure van ons Here Jesus aan. Dink 'n bietjie wat gaan in sy hart aan, in die benoudheid, om vir hulle te sê, wees waaksaam, wees gereed, hy sien hoe hulle sou sterf in sy naam, hulle sou doodgemaak word, wreed. Kry julle lampies vol olie, wees gereed. Natuurlik dan praat hy ook van die wederkoms wat 'n baie vreemde term was, maar in daai pyn en benoudheid is hierdie 'n baie moeilike een wat ek ook vanmôre met julle kom deel, want my hart word so gevul met net so ietsie moontlik wat in die hart van Jesus aangegaan het in hierdie
in hierdie boodskap. Dis 'n profetiese rede wat praat oor die wederkoms. Dis 'n baie vreemde konsep gewees vir die mense in daai tyd en vir sy disippels. En terloops, hierdie gelykenis vertel hy vir sy disippels. Daar's baie gelykenisse wat hy vir die mense vertel het, maar hierdie is vir sy disippels. En die konteks bestaan in hoofstuk 25 in 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte van hoofstuk 25 gaan oor die geleentheid wat jy het. Jy het die olie en jy het die liggie, sorg dat jy reg is. Die tweede gedeelte in hoofstuk 25 gaan oor muntstukke wat gegee word deur 'n ou wat op reis gaan gee vir sy slawe muntstukke. Die ou vertaling gepraat van talente gedink, hy het seker maar hulle kan mooi sing of iets, maar toe hoor ek nou talente is maar 'n geldsaak, dis muntstukke. En hulle moet woeker daarmee en dan is daar rekenskap wat geëis word met die geleentheid. In die laaste gedeelte van hoofstuk 25 gaan, ek was in die gevangenis, ek was honger, ek was dors, ek was siek, julle het my nie besoek nie. En die ander sê, julle het my besoek, en dan sê hulle, maar Here, wanneer het ons dit nie gedoen nie? En dan sê die Here, gaan weg, ek ken julle nie. Dis die konteks waarna hy staan hier in hoofstuk 25, wat hy sê, gebruik die tyd en die geleentheid, en wees gereed en fokus op die bruidegom, en maak seker dat ons, as dit kom by die bruidegom, op 'n regte plek is, ook in terme van ons verhouding met hom. So die laaste oordeel is dan vir ons uitgespel daar, die waarskuwing. Die betekenis van hierdie gelykenis is baie eenvoudig. Mense moet nie baie goed inlees nie. Partykeer kan die mense verbeelding jou op loop sit, maar vat jou verbeelding, maak jy later leerstellings daarvan, jy weet. So ek wil nou nie gaan verduidelik nou, ek het nou lampies hier op die verhoog. Nou daar's 'n olietjie daar en daar's 'n houertjie daar, daar's 'n wat noem daai lint, 'n pit, die ou mense verstaan van pit en daar's 'n glas. Nou ek kan nie daai ding vat en nou daaraan 'n preek gemaak het. Dis nie wat hier staan nie. Hier praat van daar's 'n middernag, daar's 'n bruidegom wat kom, wees gereed. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, en dan die ontstellende woorde, en ek gaan nou mee hanteer wat verskriklik donker is. Ek herken jou nie. Die deur is gesluit. En nee, verskriklike woorde wat gebruik word in 'n gedagte of 'n ervaring van liefde wat daarmee saamgaan. So, ons moet ons harte ondersoek, en ek gaan dit môre net in 2 gedagtes met julle deel. Die van julle wat die raamwerk het, dan skryf daar, ek dink daar, ek kan nou nie onthou waar is dit ook beskikbaar op 'n program nie, amper sê ek, dis nie YouTube nie, is daar ander in die Bybelprogram, die wat is dit? Die U-version, nogal Engels ook, die U-version, dis daar opgesit, Theo het dit vir ons daar geplaas, julle kan aantekeninge gaan, maar al die tekste is ook daar. Genade, ons is genooi, 10 meisies is genooi, 10 is genooi. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom in te wag. Judas word ook ingesluit. Hy is ook genooi, hy sit daar, terwyl hierdie gelykenis vertel word. Hy weet, hoofstuk 26 gaan, waar hy verder gaan, saam met die komplotters gaan, en hy gevraai die Here Jesus. Hy sit daar, saam met almal word genooi. Is baie persoonlik, so Jesus 10 meisies wat genooi word, wat ek aan ander plekke praat van maagde wat genooi word. Hulle is moontlik die strooimeisies gewees, hulle is almal ingelig, hulle moet hulle self gereed hou, hulle moet genoeg olie hê, en daai olie maak dat ek weerbaar is. Ek gee vir my uithou vermoë as ek kan fokus op wat gebeur is. En dan moet ons waaksaam wees in vers 13, is baie spesiaal, het geslaap, maar die oomblik toe die boodskap hoor, is al 10 meisies, al 10 maak gedek, hulle is gereed. Kom ons sê die 5 was regtig gereed met die lampies, ander het natuurlik ook maar geluister, ek weet nie hoe hulle sê, maar kyk wat maak die slimmes nou hier, dat doen hulle maar die slimmes maak. Almal staan toe op en ek kry die geleentheid. Net 2 gedagtes oor hoe lyk 'n vol lampie, en ek hoop almal se lampies vanmôre is vol. Hierdie lampies het nie gesê, maar net te vol maak, want dan gaan hy brand. Maar kom ons sê, hy is vol genoeg. Hy is vol genoeg om nou hierdie geleentheid te ervaar. Terwyl ek besig is met hierdie Vrydagmiddag boodskapies, hulle weet ons van daai Vrydagmiddag boodskapies, gryp die Here eendag my hart aan met Psalm 91 vers 14. Kom ons kyk gou mooi na hierdie pragtige teks. Die Bybel sê in vers 14, omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Tauser het gesê, our groom is now our identity, and nothing in our past matters anymore. Ek het hom so lief, hy is my fokus. As ek 'n lampie vol maak, almal net dink, ek dink nie lampie nie, ek dink nie my goeie werke nie, ek dink nie hoe belangrik dit is om kind van, al wat ek sien, ek is lief vir God met my hele hart.
En die mense sê, daai was al lief vir die Here, nee, daai vrou so lief vir die Here, kyk hoe mooi is hulle gesinnetjie, die hele gesinnetjie is lief vir die Here, ons lyk so grand, sonderskonderwyseres is ek oulike mense, en al die besoekers kom hier by ons in, hulle sê, wat 'n wonderlike gemeente, hulle is lief vir die Here. Maar die teks sê, God sê, ek kan sien, hy is lief vir my. Dit verander die hele prentjie. God wat my ken, wat my hart ken, wat weet waar ek vandaan kom, hy weet wie ek is. Al wat ek wil hê is, Here, U moet vir my sê, U kan sien, ek is lief vir U. Al wat ek nodig het. Sal nie belang wat mense van my sê nie. U moet getuig, U moet getuig, ek is lief vir U. Dan sien jy hoe vul hy lampie vir jou. Hy word voller, want al wat ek sien, is die bruidegom. In my geestesoog sien ek, maar hy het beloof, hy gaan terugkom. Jesus het beloof, hy gaan terug, maar glo, vul my hart met liefde vir die Here, omdat hulle my ken. Stel belang in Jesus Christus. Nee, in wat die kerk sê, en wat Christen mense sê, en wat hulle van my verwag nie, in die boksie waar hulle my wil sit nie, nee, ek ken die Here Jesus, want ek is lief vir hom, ek is lief vir sy woord, ek bestudeer dit, ek haal asem in sy woord, ek wil hom leer ken. En dan die tweede gedagte wat my so mooi is, waarna 'n teken is van 'n lampie wat vol is. Dis die opdrag wat God aan elke kind van God gee. Matteus 8 vers 19 praat van die marsbevel, né? Dis die kerk se opdrag. Maar daar's net een opdrag wat hy gee, sy wil ontmakking maak. Matteus 13 vers 34 sê, ek gee julle 'n nuwe verbond. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Ten minste ek hier van die kansel af sê. Kan ek maar die mooi Engelse woord gebruik? Verskoon hy mense op YouTube, maar dit nou nie vir almal vertel nie. Maar ek vrek oor julle man. As mense vir sy naam ek gou weer vergeet, as hulle vir my sê, maar gaan nie jou gesig vergeet nie. Ek gaan nie jou hart vergeet nie. Ek is lief vir jou in die naam van die Here. En dis al wat ek wens, mense sou sien as hulle by ons kerk instap. Ons het nou goeie musiek hier nou, ken dat hulle doen nou baie goed en so, jy weet. En daar's 'n mooi klank en daar's 'n mooi YouTube, nee, ten minste YouTube, online goeders daar agter. En my vroukie help my met 'n mooi presentasie, maar bo dit alles, mag daar niemand hier uitstap uit hierdie kerk waar hulle agterkom, hierdie mense is lief vir my nie. En ek weet waar ek vandaan kom, en as ek hier instap, voel ek dis 'n plek waar niemand my veroordeel nie. Ek voel veilig hier. Ek hou van hierdie sitplekke, ek hou van hierdie plek. Dalk nie die beste plek in die land nie, maar ek wil hier wees. Want ek kan sien hierdie mense is lief vir my, as hulle mekaar lief het, sal almal weet julle is my disippels. Dinge soos vergifnis, verbittering, hou nie boek van die kwaad nie, ons vergeld nie, en ons is, jy weet maar, ou koeie in die sloot, is nie ter sprake tussen ons nie. Ons is lief vir mekaar. Dan sien jy word daai lampie voller en voller en voller, dit maak ons weerbaar, en ons kan die liefde van die Here uitstraal. Net twee gedagtes, God lief hê, en ons moet die mense lief hê rondom ons. Nou ja, nou gebeur aan ons nou 'n ding. Die bruidegom kom. En dan die tragedie, die deur is gesluit. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft en die deur is gesluit. Daar's 'n olietekort, want jy sien daar's 3 ernstige boodskappe in hierdie gedeelte. Die een praat van onvoorbereid wees, sonder voorbereiding, my vriende, kry ons niks reg nie. Jy kan al die gawes in die lewe hê. Jy kan alles tot jou, jy kan die beste sanger wees. Jy kan die beste planmaker wees, jy kan die beste met finansies wees, jy kan die beste ou wees in die kerk wat die meeste help, maar as jy nie voorberei nie, dan gaan dit ook nou nie help nie. So as 'n vlieënier, kan jy dink jy hoor in 'n vertreksaal, hoe die vlieënier, die hoofvlieënier, staan aan die vertreksaal, en hy en sy vrou het 'n geweldige bekleierery daar voor al die mense, en die mense sê, wat gaan hier aan? En jy sien hoe vat hulle mekaar aan, hulle is kwaad man,
Hulle jy sien hoe stap hy sweet en die ou bewe skoon man. Nou stap hy by jou verby. Hy doen nie al die flight checks nie. Kom ons sê dis nou nie Boeing nie, dis sommer een van die ander vliegtye. Hy gaan kyk hier vlakke reg is nie, is die petrol reg, is daar niks water in die brandstof nie. Hy doen dit nie. Hy gaan klim daar op die vlieg en daar sit hy so. Nou gaan ons ry. Nou sê die lugvaarder, is ons gereed? Ja nee, ons is gereed, ons gaan nou vlieg. Maar hy het niks gecheck nie. Hy het niks voorberei nie. Gaan julle voel julle wil uitklim? Ek vlieg nie saam nie. 'n Vrou wat swanger is, wag mos nie tot, Chris hulle definitief nie gewag, ons elke dag stories hier gehoor van hulle nou voorberei vir die kind wat net kom is. Lieraitjie. En toe sy swanger raak, is die ma en die pa en die oupa en die almal is opgewonde en nou begin hy die kamer uitverf en hy begin regmaak. Hy wag net tot haar water breek. Nou gaan hy gou die kamer regkry nie. Jy berei mos voor. En dis wat nou nie hier gebeur het nie en dan gebeur daar 3 ontstellende goed. Die deur, daar's eers 'n nee. Sien amper mis ek hierdie een maak. Daar's eers 'n nee. Dis so tragies dat die goeie meisies, die wyse meisies sê nee. Daar's nie genoeg vir julle en vir ons nie. Die woord nee klink vreemd tussen kinders van God. Die woord nee klink vreemd tussen mense wat lief is vir mekaar. Maar dit vat 'n wyse mens om te kan sê nee. Hierdie ding pas nie. Ek kan nie daarmee aangaan nie. Ek kan nie saam met julle deelneem aan dwelms nie. Ek kan nie saam met julle deelneem aan hierdie gesprek nie. Ek kan nie gaan waar julle wil gaan en jong mense begin uitstaan en sê nee. Sê te maklik jy moet weet waarom nee te sê. Dit kort wysheid en die wyse mense, meisies sê nee. En dan is daar deur wat gesluit word. Adam en Eva, dink waarna die Here Jesus dink. Toe hy beleef Adam en Eva word uit die tuin uitgesluit. Daar word 'n engel geplaas. Hulle kan nie weer teruggaan nie. Maar Here, U is 'n God van liefde. Sorry. Ek erken jou nie. Noag, die Bybel sê God aan Genesis 7 vers 16, God het die deur gesluit. Nie Noag nie. Noag se hart is vol emosie vir mense. Hy is nog 'n deur oopgemaak en nog enetjie in te glip hier. Nee, God maak die deur toe. Noag het nie 'n sê daaroor nie. Hy sluit die deur. En dan hierdie ontstellende gedagte van die bruidegom sluit die deur en niemand kan wat gesluit is oopmaak nie. Geweldige donker stelling wat gemaak word. Nou praat hy verder, hy sê ek ken julle, ek herken julle nie as een van ons nie. Skielik pas julle nie. Ek ken dit in verlede week gepraat oor met die kleed wat hy nie aangehad het nie. Nee, en hy sê herken. Hy pas nie in ons midde nie. Ek ken julle nie. Matteus 5 vers 12 sê die volgende: nie elkeen van my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net die wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. 5 vers 12 sê, maar die bruidegom antwoord, ek ken julle nie. Jy het die geleentheid gemis. Ek kan julle nie vertel die teleurstelling wat jou hart gaan aangryp as jy die geleentheid gemis het. Ek weet nie wie vanmôre hier geleentheid moet aangryp nie. Jy is dalk 'n lankal kind van die Here, maar jy weet jy moet jouself regkry. Jy moet daai kruikie vir olie kry. Ons moet in gang kom. En hierdie donker gedagtes is daar 'n waarskuwing met die Here Jesus wat seker op daai oomblik verskriklik ontsteld sou gewees het. Dit staan nie hier nie. Nee, en die Here moet my net help dat ek na die waarheid praat. Maar hier as hy daar gesit, né? En hy hoor dit. En as Jesus sê wees waaksaam, fokus hy op die wie se harte donker is. Wie se lampies leeg is. Die vraag wat ek vandag vir julle vra in die gedagte van gereed wees, as jy nou vanaand sou weet, kom ons sê, en ons weet dit gaan nie gebeur nie, want nêrens staan dit in die Bybel, hier kom 'n engel hier, en hy kom staan vanmôre hier tussen ons. Eerstens sal hy my hart, sal dit nie kan handle nie. Ek sal hysteries raak.
In die Engels sê vir ons as gemeente, ek sê net vir julle klomp mense, die Here Jesus kom vanaand. Hy kom vanaand 12 uur gaan hy kom. Want nou breek ek al die reëls van die skrif wat sê ons gaan nie weet nie, nee. Maar hy kom sê, maar ek gee vir julle daai inside information. Hy kom vanaand. Waarmee gaan jy vanmiddag besig wees? Wat gaan jy doen as jy weet die Here kom vanaand as 'n feit, né? Wat gaan jy doen? Jy gaan nie meer worry oor skuld nie, né? Hy skuld, sorry, ons gaan aan. Ek moet my pa bel. Ek my suster bel. Ek is vanoggend daar by die huis weg en ek het nie mooi dinge vir my vrou gesê nie. Ek is maar 'n bietjie brommerig geweest. Kar was dit maar stil, want ons onthou van alles wat ek gister aangevang het. My lewe is die mekaar. Wat gaan ek regmaak? Maar God vandag, en ek net lees wat ek geskryf het, maar God vandag ons gemeente en ons gemeente kyk en sien, dat ons lampe vol olie is. Die reserve staan gereed. Hier is eerbare mans in ons kerk. Man vir sy vrou en 'n pa vir sy kinders. Vroue wie se gebede en toewyding ons dra en nie gelei word deur emosies wat hulle heeltyd mekaar maak. Jong mense wat kan sê nee. Vol selfbeheersing mans, jong mans in ons gemeente en wie se eerbare hande jong meisies veilig is. As ek 'n dogter het, kan jy my dogter kom uitneem want ek sien eerbaarheid in jou hart. Jong mense wie se krag en waardes in God gevestig is deur die betoring van ons tyd, nie deur die betoring van ons tyd verlei word nie. Wat op universiteite kan gaan staan en vir die Here uitstaan want hulle is lief vir die Here. Jy kry hulle nie onder nie. Hulle het nie al die antwoorde nie, maar die mense sal sien aan hulle oë lief hulle die Here het. Met middernag kom die bruidegom en hy kom vir ons kom haal. Hoor die hart van Jesus. Ek is so 3 minute oor. Ek gaan sommer nou gou met julle praat. Hierdie gelykenis omsluit die hele skrif, die hele Bybel. Dit begin by Adam en Eva, waar die deur toegemaak is en deur God gesluit word. Daar gebeur 'n wonderlike ding met die Here Jesus Christus wat die deur van ons oopmaak en hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En die kruis van die Here Jesus skeur die voorhangsel in 2 en die slotte van die deur in die tuin word gebreek. En almal van ons kan ingaan in die geleentheid wat ons het. Dan eindig dit in Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. Die deur word nou van binnekant af gesluit. En jy maak jou hart hard en jy hoor die geklop, maar jy maak hom nie oop nie. Mag die Here vir ons seën dat ons vandag die deur sal oopmaak. Julle weet waar om te kry, nee. Die Here klop. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin and let his little child come in. Die deur is oop, hy sê kom in. En dan net so 'n commitment van my kant af. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Though he has bled and died for me, I will henceforth live for thee. En Here, so buig ons laag voor U en vra vir ons in hierdie dag, kom help ons dat ons lampies sal begin vol raak. Gereed vir in enige donker nag kan maar kom. Ons kyk en ons wag en ons sien en ons hoor, die bruidegom is nie meer ver nie.
Hy het beloof hy kom en ons is so opgewonde om saam met hom te gaan in die huis wat hy vir ons bou. Want die kontrak is volbring en die bruidsprys is betaal met kosbare bloed, onskuldig vir ons gesterf. En ons sê, hier is ons Here, ons bely en neem ten alle tye voor om naby U te wees. Kinders van U genoem te kan word, wat U liefhet, maar ook mekaar liefhet. Amen.